Nuwe navorsing toon dat die darmmikrobiom, die miljarde bakterieë wat natuurlik in ons spysverteringsstelsel leef, moontlik aan meer as 100 verskillende gesondheidstoestande gekoppel kan word. Met die hulp van kunsmatige intelligensie word daar nou nuwe maniere om mense se unieke gesondheid beter te verstaan ontwikkel en selfs meer persoonlike oplossings te bied. Ons verwelkom Dr. Christa North, presiese medisyne spesialis by Embiosis Suid-Afrika, om meer hieroor te gesels. Baie welkom hier by ons. Baie dankie. En ons is baie bly, verheug om die waarheid te sê dat jy vandag hier is, want ons hoor gereeld van mikrobiom, maar wat presies is dit en waarom is dit so belangrik? Ja. So ons mikrobiom bestaan uit, soos jy gesê het, net triljoene bakterieë, fungi, allerlei mikroorganismes. Maar hierdie organismes is baie belangrik, dit is eintlik noodsaaklik vir ons gesondheid. Ongeveer 1 tot 2 kilogram van wat ons weeg, bestaan net uit hierdie mikroorganismes uit. En dis gekoppel aan elke biologiese stelsel in ons liggame, van ons brein, ons hart, ons vel, natuurlik ons darmes ook. En ons lewe is daarvan afhanklik. Hulle het baie spesifieke funksies wat hulle verrig om ons aan die lewe te hou. Goed, nou baie mense dink dat darmgesondheid net oor iets soos vertering gaan. Hoeveel groter is die invloed daarvan wanneer 'n mens die res van die liggaam in gedagte hou? Daar's regtig nie een enkele stelsel wat nie deur jou mikrobiom beïnvloed word nie. So siektes soos tipe 2 diabetes, jou vel, jou brein nie daarmee te doen nie, jou nierfunksie, So daar's enige stelsel in ons liggame is gekoppel aan die mikrobiom. En wat hierdie organismes basies doen, hulle produseer komponente in ons liggame wat dan moet gebruik word. Soos byvoorbeeld 'n goeie voorbeeld kan dalk wees om te sê serotonien. So serotonien is mos nou wat ons noem ons happy brain chemical. En bakterieë help om dit te produseer, om dan 'n spesifieke fisiologiese effek in ons liggame te hê. Nou, navorsing dui ook daarop dat die darm met meer as 100 gesondheidstoestande verbind kan word. So watter toestande sien julle die meeste raak? Ja. So vir die meeste mense begin hulle met byvoorbeeld om te sê met 'n siekte soos IBS, iets wat te doen het met jou verteringsstelsel, Maar tipe 2 diabetes, daar's links met Parkinsons, met Alzheimer, baie veldtoestande, vertigo byvoorbeeld 'n veldtoestand. Daar's nou navorsing wat ons voltooi het wat gaan oor droë oë. En wat ons gevind het, dat as jy jou mikrobiom reg kan kry, laat jou traneproduksie, tot met 60% kan verbeter in vergelyking met medikasies, wat gewoonlik so 40% verbetering, kan toon. Sjoe, dit is geweldig interessant. So, hoe weet iemand dat hulle darmgesondheid dalk nie optimaal is nie? Is daar miskien sommige waarskuwingstekens waarvoor 'n mens op die uitkyk kan wees? Daar is, maar dit is nie altyd vir mense so duidelik nie. Want mense dink baie keer dit is nou maar byvoorbeeld weet hoe jy moet voel. Maar ons doen toetse. Embiosis het 'n toets, 'n mikrobiomtoets, waarna mense kan kyk om dan te analiseer en te kyk watse organismes het jy van te veel, watter van het jy te min, byvoorbeeld, en dan kan mens baie spesifieke advies gee om daai wanbalans wat bestaan te kan identifiseer en te kan regmaak. Embiosis gebruik ook kunsmatige intelligensie in die verband. Hoe werk dit presies? Ja, so dis baie interessant en dis nou eintlik waar ons nou so opgewonde nou is, Ons praat van 'n digital twin. So dit is waar die kunsmatige intelligensie nou ingekom het. So mens kan 'n digital twin create van iemand se mikrobiom en dan kan ons bepaal om te sien wat spesifieke voedsels of bestanddele in kosse, hoe dit jou mikrobiom kan verbeter. En ons is nou in die proses waar ons voedselbestanddele bymekaar kan sit en dit byvoorbeeld kan sit soos in 'n voedselstafie, of miskien 'n poeier ensovoorts, wat dit dan vir spesifieke kondisies kan help. Met ander woorde, nou kan ons 'n alternatief kry, tot medikasie byvoorbeeld, om vir iemand te kan help, om soos hulle droë oë te kan doen of tipe 2 diabetes, te kan aanspreek. Nou met die nuwe tegnologie, is dit werklik moontlik om medikasie vir van die kroniese siektes te vervang met iets soos 'n persoonlike voedingsplan? So die navorsing en ons kliniese studies wat ons nou gedoen het, sê ja. So ons het baie goeie resultate gekry, byvoorbeeld met die tipe 2 diabetes, hoe hulle suikervlakke, hoe hulle insulienvlakke, weet baie verbeter het, die droë oë, ons kyk na skin conditions, so daar's omtrent nou 6 of 7 trials wat ons nou in die res van die jaar
gaan doen in spesifieke siektetoestande om dit te kan aanspreek. Ek wil ook vir 'n oomblik 'n bietjie stil staan by die toekoms van gesondheidsorg, want julle het interessante resultate in julle kliniese studies gesien waar voedingsoplossings baie goeie uitkomste gelewer het, nê? Ja. So en ek dink wat belangrik is, die kroniese siekte las in Suid-Afrika, soos maar in die res van die wêreld, jy weet, is baie groot. So ek dink dit is belangrik dat maatskappye alternatiewe bring vir die dokters, maar ook vir die pasiënte. Jy weet, dat jy ook kan weet, kos kan jou medisyne wees. Nee, dit hoef nie net regtig medikasies te wees nie. So ons is baie opgewonde en hierdie kom nou al 10-20 jaar. Jy weet wat hierdie navorsing gedoen word om by hierdie punt uit te kom waar mense vir mense regtig praktiese, maklike oplossings kan gee wat ook lekker is, nê, want dit is lekker om te eet. Is te lekker om te eet, sou ek sê. Ja. Goed, maar is dit belangrik om daai studies oor so 'n lang tydperk ook te voltooi? Maak dit daai uitkomste net 'n bietjie meer geloofwaardig byvoorbeeld? Ja, so die studie self vat nie so lank nie. Dit is maar nou die mikrobiom, wat mikrobiom kan bied, weet wat nou al, jy weet, 20 jaar aan die gang is nie. So die studie self is nie so lank nie, maar ons doen 'n langtermyn opvolg. Want nadat jy nou aanvanklik jou resultate gesien het en jy weet die mikrobiom het verander, wil ons ook opvolg om te kan kyk hoe lank, jy weet, bly dit in daai veranderde staat, sodat jy vir mense langtermyn oplossings weet kan bied. So ja, ons wil dit graag oor die langtermyn opvolg. Dan weet ons ook dat iets soos kos gereeld verander. So kan jy dalk iets meer sê wanneer 'n mens kyk na iets soos die voedingswaarde ook van kos. Ja. So wat interessant is met die mikrobiom, nê, is dat dit nie noodwendig gaan oor vitamiene of minerale nie. Want wanneer ons dink aan kos op 'n tradisionele manier, vir ons wil ek sê as mense, dan kyk jy nou byvoorbeeld na kilojoules, jy kyk na vitamiene, minerale, proteïene ensovoorts, nê. Maar die bakterieë gebruik dit op 'n ander manier. Ons is wat ons noem die host. Nee. So die bakterieë gebruik sekere voedingsstowwe, nê, om sekere komponente te produseer om dan hulle funksie, weet, te kan verrig. Suid-Afrika het 'n groot las van iets soos kroniese siektes. 'n Mens hoor al hoe meer daarvan. Ja. Watter rol kan hierdie tegnologie speel om daardie uitdagings suksesvol te pak? Ja. So ek dink wat dit gaan doen is om vir daai kroniese las baie te verlig. Dit gaan vir dokters alternatiewe gee om mense mee te kan behandel. Dit gaan vir mense makliker wees om by byvoorbeeld by aanpassing te hou, nie. Omdat medikasies baie keer ook maar neeweffekte kan hê. Dit is ook maar duur, jy weet, om dit te kan doen. Ja, so dit gaan 'n groot invloed wees, jy weet, om daai kroniese las te verlig in Suid-Afrika. Nou gestel nou maar daar is op die oomblik iemand ingeskakel wat nou 'n daadwerklike verskil wil maak of na hulle darmgesondheid wil kyk. Is daar miskien 3 praktiese wenke wat jy kan deel na aanleiding van waar 'n mens kan begin? Ja. Goed, ja, so ek sal natuurlik nou sê kom ons toets jou mikrobiom, jy weet, want dan weet ons presies weet waar daarbey aangaan, nie. So dan die ander ding is ook ons bakterieë hou van vesel. Hou van verskillende tipe van vesels. So ek dink jy moet jouself dan onderrig, jy weet, en educate om te kyk wat se tipe vesel, jy weet, jy mens kry en seker maak dat dit natuurlik nou weet verhoog in jou dieet. En dan kom dit maak baie daarop neer op 'n gebalanseerde dieet. Jy weet, net soos wat ons as mense ook 'n verskeidenheid van kosse nodig het ons bakterieë ook 'n verskeidenheid van kosse en vesels nodig. Ja. Dink jy een van die algemene foute, ons het so 'n paar sekondes oor, maar dink jy een van die mees algemene foute is dat mense dalk 'n bietjie te lank wag? Ja. Ja, ons natuurlik word ons as ons gebore word, nê, is jou ma se mikrobiom word basies aan jou oorgedra, nê. En as jy van die begin af kan sorg dat jy 'n gesonde mikrobiom het, gaan jy baie siektetoestande kan voorkom of die risiko daarvoor aanvanklik kan verminder. So ja, dis baie belangrik letterlik vanaf die dag wat jy gebore is. En ek dink om hierdie goed te verstaan. Baie dankie dat jy dit so mooi vir ons kom verduidelik het. Dis 'n plesier, baie dankie. Goed, nou bly gerus ingeskakel want ons is binnekort weer terug en ons gesels net hierna met die netbaldogtertjie of enige netbaldogtertjie se rolmodel. En dit is Erin Burger wat hierna by ons kuier. Is ingeskakel by Goeiemôre Good Morning. Maak ook seker jy volg ons op al ons sosiale media platforms. Ons kuier nou weer verder.